Geliefdes, soos wat julle weet, is ons besig met 'n reeks preek uit Openbaring uit. So vandag gaan ons saam lees uit Openbaring uit, maar ons gaan ook saam lees uit 'n ander brief of die evangelie van Johannes. Ons begin eers by Openbaring, so dit is dieselfde teks wat ons laasweek gelees het, Openbaring 5 vers 1 tot 14. Ons fokusvers vandag is weer 'n ander vers. Nou, soos wat ek 'n paar weke, wel seker maar 'n paar maande terug gesê het, elke teks wat in die woord is, kan ons op verskillende maniere 'n fokusvers uitkry, afhangende van wat die boodskap vir ons gee. Nou vanoggend gaan ons fokus op vers 12. Openbaring 5 vers 1 tot 14 vers 12, ons fokusvers. In die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor en aan die agterkant volgeskrywe was en wat met 7 seels goed verseël was. Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: "Wie is waardig om die boek oop te maak deur die seels daarvan te breek?" Maar niemand het in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk. Ek het baie gehuil, omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: "Moenie huil nie. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die 7 seels oopmaak." Toe het ek voor die troon wat omring was deur die 4 lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge 'n lam sien staan, die een wat geslag was. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Die 7 oë is die 7 geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is. Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied: "U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer." Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep: "Die lam wat geslag was, is waardig om die mag en die rykdom, die wysheid en die sterkte, die eer en die heerlikheid en die lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op aarde en onder die aarde en op die see, ja alles wat daar is, het ek hoor sê: Aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid." Die 4 lewende wesens het gesê: "Amen." En die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Ons fokusvers is soos vers 12. Die lam wat geslag was, is waardig om die mag en die rykdom, die wysheid en die sterkte, die eer, die heerlikheid en die lof te ontvang. Geliefdes, ek blaai ons na 'n ander boek wat ook geskryf is deur Johannes, die evangelie van Johannes, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Ons blaai nou Johannes 15 vers 1 vanaf vers 1. Johannes skryf daar die woorde van Christus wanneer hy sê: "Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrug dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrug kan dra. Julle sal reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrug dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook, nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrug, want sonder my kan hulle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan na wat julle wil hê
en julle sal kry. My Vader word juis daardeur verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels is. Net tot daar. Ons fokusvers in hierdie gedeelte is die woorde in vers 1, vers 5 en vers 7. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Vers 5, ek is die wingerdstok, julle is die lote. En vers 7, as julle in my bly en my woorde in julle, vra dan na wat julle wil hê en julle sal dit kry. Ons tema het ons twee fokusverse Openbaring 5, sowel as Johannes hoofstuk 15, vers 1, vers 3, vers 1, 5 en 7. Is die tema, die volmaakte waarheid van die lam in wie ons bly. Dis steeds deel van ons reeks kerk, moenie lees soos een wat dood is nie. Openbaring 1 se woorde wat die engel vir Johannes sê. Geliefdes, daar's baie swaar tye wat vir ons nog voor lê. Ontsettend baie swaar tye. In elkeen van ons se lewens gaan daar nog swaar tye wees. Nie een van ons het 'n perfekte bestaan wat sonder uitdagings, sonder geestelike uitdagings, sonder gesondheidsuitdagings, finansiëel, materieel, noem dit en dit sal waarskynlik oor ons pad kom. Elkeen van ons gaan nog baie moeilike lewe hê na die wete dat die oordeelsdag nog nader kom. Want dit kom. En dit gaan nie makliker raak nie. Swaar tye lê nog vir ons voor ook in die lees van die boek Openbaring. Daar lê nog moeilike tye voor, want daar is ons rampe en daar is pla, daar is ons smart en daar is verdriet en daar is hartseer. Ons gaan nog van dit alles lees. So geliefdes, julle het seker nou al gesien in die laaste 5 hoofstukke van Openbaring wat ons gedoen het oor die laaste 12 weke, dat daar baie simbole en beelde is. Nou as ons net vaskyk in die simbole en die beelde wat ons in die tekste sien, dan gaan daar regtig swaar tye vir ons voorlê. Dit is belangrik dat ons sien, soos in ons fokusvers waaroor dit gaan. Die kern van hierdie boek lê nie in 'n raaisel van wat moet nog gebeur of enige so iets nie. Die kern van hierdie boek lê in wie aanbid moet word wanneer dit plaasvind, tydens die plaasvind daarvan. Dit is baie duidelik wie aanbid moet word. Dit is duidelik, dit is hoorbaar, dit is tasbaar en Johannes ervaar dit terwyl hy dit sien. Soos ons laasweek gesê het in Openbaring 5, vind ons die mees deurslaggewende oomblik in die boek Openbaring juis hierso. Johannes het die boekrol gesien, niemand kan die boekrol vat nie of oopmaak nie, net die een wat waardig is. En toe, soos ons laasweek ook gesê het, een van die grootste paradokse in die Bybel, waar ons sien Johannes, of die ouderlinge sê vir Johannes, die leeu van Juda is waardig. Dan kyk Johannes om en hy sien 'n lam. Die nederigheid van die kruis. En vanoggend is dit ons kompas. Vanoggend op 'n bietjie van 'n alternatiewe manier van prediking, wanneer ons kyk na 'n verklarende prediking, gaan ons vanoggend se vers deurwerk. Net om seker te maak dat ons nie ons fokus verloor op dit wat volg nie. Want as ons nou ons fokus verloor, dan gaan alles wat nog volg, al die hoofstukke wat volg, gaan ons die mekaar maak. Dan gaan ons wonder, maar waaroor gaan dit nou eintlik? En dis hoekom vanoggend vers 12 ons fokusvers is. Maar om ons te help verstaan hoekom hierdie ons fokusvers is, kyk ons daarom na die evangelie van Johannes. Johannes 15 vers 1 tot 7 gebruik hierdie beeld waar Christus sê, ek is die wingerd, of die wynstok soos die ouer vertaling sê, en julle is die lote. My Vader is landbouboer. Terwyl Christus hierdie voorbeeld gebruik, is dit so pragtig om te besef dat dit gaan oor Christus. Ek is nie 'n wynboer nie, maar daar's wortels en daar is die stam en dan uiteindelik die lote. Sonder die stam en die wortels gaan die lote niks kan doen nie. So Christus gebruik hierdie pragtige beeld om te sê, jy as my kind is eintlik die nutteloosste deel van hierdie wingerdstok.
as jy nie ingeënt is by my nie. Jy moet niks doen nie. Ek is die wortelstelsel. Ek is die wingerd. Ek is alles. Jy is die loot. Die loot, wat doen die loot? Die loot dra die vrug. Maar as die loot nie daar is die vrug nie daar. Die loot moet bloot alles van die wortelstelsel uit die stam uit, alles vat na die vrug toe. Die loot dra bloot net die vrug. Om terug te kom na Openbaring toe, is dit wat ons in die gedagte hou met alles wat volg. Ons gaan nie verstaan nie, maar ons moet steeds vrug dra in die tye wat kom, hoe meer die oordeelsdag nader kom. In Openbaring sien ons die hemelkoor sing, en dit is nie net 'n lied van 'n redding nie, dit is 'n proklamasie om te sê, maar dit is wie Christus is. En hulle gebruik 7 spesifieke eienskappe. En dit is dit waar die verklarende prediking vanoggend inkom. 7 eienskappe wat die lam beskryf. 7 eienskappe wat die leeu van Juda beskryf. Want hier is die volmaakte koning, die een wat vaardig is om die boek oop te maak. En daarom moet ons onsself die hele tyd terugbring na hom toe. Want anders gaan alles vir ons nie meer sin maak. Hy is die wingerd en ons is die lote wat die vrug moet dra van wie hy is. Vers 12. Die lam wat geslag was, is waardig om die mag en die rykdom, die wysheid en die sterkte, die eer, die heerlikheid en die lof te ontvang. Hulle sê nie net een ding van die Here nie. Hulle sê nie net hy is alomteenwoordig nie. Hulle sê nie net hy is goed nie. Hulle het 'n lys. Vaardig om die mag en die rykdom, die wysheid en die sterkte, die eer, die heerlikheid en die lof te ontvang. Dit alles om Christus toe. Die eerste een wat hulle gebruik, dunamis. Dunamis, die krag. Dunamis is ook die woord waar ons in Afrikaans ons woord dinamiet vandaan kry. Plof, boem. Dit is waar ons woord vandaan kom. Daar's 'n verandering vanweë die krag van iets. Dit verwys na die inherente vermoë wat net by Christus is. By niks anders nie. By niemand anders nie. Net by Christus. Geen ander iets kom daarby nie. Nou as ons hierdie Afrikaanse woord van ons van dinamiet om te probeer aan dink, dan sal ons ook sien dat as ons 'n boksie neersit van vuurtjies, dis nie dinamiet nie. Gaan hy net bloed maak? Nee. Daar's 'n spesifieke karaktereienskap aan dinamiet. Plofbaarheid, grootheid, krag. Christus, dit is die enigste wat hierdie eienskap het, wat verandering bring, wat kragtig is, wat deel is van die drie-enige God. In my en jou lewe dink ons het krag. Ons dink ons het krag wat hierdie tipe verandering bring, hierdie krag wat oordeelmagtig is. Ons dink ons het. Ons kyk na ons omstandighede, dan probeer ons dit verander. Maar ons krag is nie dieselfde krag as Christus nie. Ons kyk na ons gewoontes en ons sê, ek wil so en so breek. Dit kan nie meer deel wees van my lewe nie. Wat se verslawing of wat se gewoonte dit ook al is. Maar dan val ons baie keer daarmee, want ons het nie die veranderende krag wat nodig is nie. Ons wil in 'n nuwe rigting inslaan. Maar kort voor lank val ons weer op ons ou weer, want hierdie krag wat uitsonderlik by Christus is nie noodwendig in ons nie. Dit is iets wat alleenlik by hom is. Juist omdat hy deel is van die goddelike eenheid. Omdat hy God self is. Die krag wat alleen by hom is. Wanneer ons bely dat die lam die krag waardig is, gee ons eie stryd uiteindelik prys. Dan weet ons in my eie vermoë, my eie krag, is daar niks nie. Daarom moet ek in totaliteit en afhanklikheid van Christus lewe, die een wat waardig is. Sy heerskappy is nie soos die range waarvan ons lees in Matteus toe.
is 'n dienende karakter. En dit getuig van die groot krag wat hy het. Wat hy nie misbruik nie, maar wat hom net toekom van wie hy is. Plautos is die volgende een waarvan hy praat, die rykdom. Dis die tweede eienskap wat ons hier sien. En dit is belangrik om te verstaan dat hy lang nie die rykdom nodig het, maar hy is die een wat dit uiteindelik gee. Die rykdom waarvan gepraat word is baie belangrik dat ons dit nie verstaan as fisiese rykdom. Dis vir jou 50 randjies. Hierdie rykdom waarvan gepraat word is die onskatbare en onmeetbare skatte van die Here. Die genade, die hoop, die liefde, die vrymoedigheid wat aan ons geskenk word om uiteindelik tot die Here te kom, voor hom te staan. Die genade wat ons ook het en ontvang, ook op ons pad van heilig maak, om meer te wees soos wat God van ons verwag. Dit is die gawes wat uitgedeel word, die rykdom wat hom toekom. Hy is die een wat dit kan uitdeel soos wat hy goeding. Dit is 'n geskenk van God die Vader, bewerk deur die Gees en die Seun, wat uiteindelik onder leiding van die Heilige Gees in ons vrug bring. Die wingerdstok, die stam, die vrug, die lote. Wanneer ons hierdie gedagte in ons kop het oor die rykdom, sal ons nie vas bly glo dat ons in klein geloof verval. Want baie keer, dan gebeur dit. Ons sê, maar God is nie by magte om so en so te doen. Maar hy is juis. Hy is juis by magte om dit te doen, want hy is waardig. Hy is die een wat die boekrol kan oopmaak. Sofia is die derde eienskap. Wysheid. Wysheid wat Christus toekom, maar wysheid ook wie hy is. Wysheid van sy karakter. Die wysheid wat ons hier moet verstaan, gaan nie net oor ek het kennis oor die skrif nie. Dit gaan oor 'n diepe kennis. Dit gaan oor 'n dieper sin van om die regte ding te doen op die regte tyd, onder die regte omstandighede. Die wysheid en die insig. Ons het al die voorbeeld gebruik wat die verskil tussen kennis en wysheid. Kennis is dat 'n tomaat 'n vrug is, maar wysheid is dat ek gaan dit in 'n vrug te skaai sit. Die wysheid om toe te pas dit wat nodig is in die lewe van sy kinders. Die wysheid kom Christus toe. Die totale wysheid. Want dit is ook in hom wie hy is. En hy het vir ons kom openbaar ook deur die waarheid wat gekom het. Die woord wat onder ons kom woon het. Die Lam se wysheid is die wysheid waarop ons moet staat maak, ook in ons leer en ons onderrig, ook met ons kinders, daar waar ons 'n hoë belofte gemaak het. Ons kan nie op ons eie wysheid en kennis staat maak nie. Dis die wysheid en die kennis wat alleenlik tot Christus kom en hom behoort, aan hom behoort. Ons moet lewe vanuit daardie wysheid en daardie waarheid, want hy is waardig om die boek oop te maak. Hy het alle wysheid in pag, by verre meer as wat Salomo ooit kon verwag om te ontvang. Die wysheid wat hom toekom, wanneer dit vrug dra in ons lewe, sal dit ons ook wys waar om te gaan volgens sy wil. Nie fisies letterlik waar om te loop nie, maar hoe om sy wil prakties uit te voer in ons lewe, maar ook in ons verhoudings, in ons werk, op ander plekke. Issues is die vierde eienskap, die sterkte. Wanneer ons kyk na die woord sterkte, handel dit hoofsaaklik oor die stamina wat altyd daar sal wees. Die sterkte wat daar so is, praat nie net van 'n sterk man kompetisie nie. Dit praat van die uithou vermoë, die aanhoudendheid,
dat hy vir ewig sal regeer, en daarom is dit sy waardig om hierdie boekrol oop te maak. Ons lewe in 'n tyd waar ons baie maklik en vinnig uitgebrand raak, moeg. Ons het nie stamina nie, ons het nie ywervermoë nie, ons sukkel. Maar min besef ons, dat ons selfs in dit, in totale afhanklikheid tot Christus moet lewe. Want hy is die bron van sterkte, die bron van hierdie stamina. Ons sal in die ewigheid nooit kan heers soos hy heers vir altyd nie. Maar 'n vrug daarvan sal wees hoe ons uiteindelik uithou in die waarheid, ten spyte van wat mense om ons sê. Uithou in die wysheid, ten spyte van die wêreld om ons. Die volgende ene waarvan hy praat, die my, die 5de eienskap, eer. In ons eie menslike konteks, wanneer ons iemand eer is, wanneer ons 'n hoë aansien vir daardie persoon het, maar in Christus se geval is dit nie so nie. Dis nie net hoë aansien nie. Dit is al die aansien wat daar enigstens bestaan. Ons kan nie eens begryp hoe baie aansien dit is nie. Hy het sy lewe geoffer vir ons, vir my en jou. Ons moet hom hoër ag as enige iemand of enige iets in hierdie wêreld of in hierdie lewe, in die groot deel al. Die eer moet hom toekom, ten alle tye. Maar prakties in ons eie lewe, het ons elkeen maar ons eie misloop waar ons koning is en verwag ons moet die eer kry. Die eer kom nie na my en jou toe nie, die eer kom na Christus toe. Want uiteindelik wanneer hy die gawes gee en die talente gee wat ons ook het, en dit dra vrug in ons lewe, dan moet ons nie sê, kyk hoe oulik is ek wanneer ek so en so doen. Dan moet ons sê, maar die eer kom die Here toe, want hy het die gawe of die talent aan my gegee. Die een wat op die troon sit, die een wat waardig is om die boekrol op te maak, dit kom hom toe. Nie aan ons nie. Wanneer ons Christus eer, herstel dit ook uiteindelik die balans in ons eie lewe. Dan verstaan ons dat hy ons God en koning is, wat regeer. Dan verstaan ons is mag ring. Om hom te eer beteken om hom die ereplek te gee in elke gesprek, in elke transaksie, in elke gedagte, in elke vorm van ons lewe. Oral. Doxa. Doxa is die 6de eienskap wat ons sien hier die loflied in die hemel vir die Here toesing. Die Griekse woord doxa verwys na die glans, die lig, die ontzagwekkende pragt van wie God is. En toe hy vlees geword het en onder ons kom woon het, hoe het ons dit nie gesien nie? Hoe het ons dit nie gelees en gesien in die skrif nie? Dink maar aan die grootheid van wie hy is, daar met die Samaritaanse vrou, waarmee daar gepraat het. Dink aan sy glans en sy grootheid, sy heerlikheid, toe hy Lazarus uit die dood uit opgewek het. Dink aan waar hy blindes en melaatses genees het, waar hy in kruis hang, vir my en jou. Hoe sy glans en sy grootheid en sy glorie duidelik word. Waar hy vir 'n misdadiger sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Waar hy vir ons uiteindelik die totale vrymoedigheid gegee om voor God te kan kom. Die heerlikheid van die lam is iets wat nie net van hom uitkom nie, maar wie hy is. As ons praat van die heerlikheid, dan moet daar amper 'n is gelyk aan teken wees. Dit is Christus, dit is God. So wanneer die vrug gedra word aan die lote,
dan sien ons uiteindelik nie ons lig nie. Ja, wat die lig skyn. Nee, ons sien nie ons lig nie, ons sien die lig van die een wat waardig is. En daarom moet ons aan hom die eer gee. En daardie lig wat dan, waar mense vir ons sê, maar die lig wat so uit jou uitskyn. Juist dan is daar 'n geleentheid om hulle te sê, dis God. Gaan nie oor my nie. As die lig is heenwysing na God toe. Eulogia is die 7de eienskap. Eulogia is een van die woorde wat afgelei is van eulogie, waar ons baie keer sal ons sien in Amerikaanse films, is daar nou 'n praatjie wat gelewer word na 'n begrafnis, om te sê die persoon is so en so, ag, pragtig mens. Hierdie woord handel oor die lof. Die lof of die seën. Wanneer ons die eerste 6 eienskappe van Christus verstaan en begryp, en weet waaroor die engele en die ouderlinge en die hele skepping sing, dan reageer ons met 'n hart vol lof. Want wanneer ons die ander 6 eienskappe raak sien, kom die 7de spontaan, dan dra dit ook vrug in ons lewe. Christus is daadwerklik vaardig om al die lof en die eer en die heerlikheid te ontvang. Al die lof. As ons na hierdie 7 eienskappe kyk, moet ons onsself afvra. As Christus die wingerd is en ons die lote, en die lote moet die vrug dra, dra ons enige van hierdie vrug van Christus. Ons is dan sy verteenwoordigers in 'n wêreld wat al hoe meer nader aan die einde beweeg. Hoe sien mense Christus in ons lewe? As hy ons koning is en hy regeer, en ons is sy koninkryk burgers, hoe lyk ons as koninkryk burgers vir hom? Kyk mense na my en jou en sê, nee, maar dit is nie iemand wat Christus ken nie? Of is die vrug van God juist ook daar? Christus is die bron van krag, die rykdom, die wysheid, die sterkte, die eer en die heerlikheid. Hierdie is nie net 'n beskrywing van iets pragtigs wat plaasvind in die hemel nie, dit is ook toepaslik op ons lewe, by ons werk. Die fisiese rykdom waarna ons najaag, is dit al wat ons najaag? Of jaag ons ook genade na, en bewys genade en vergifnis ook by ons werk? Die wysheid wat ons najaag, is dit maar net om te weet hoe om goeders te gebruik met die werk? Of is dit om die wysheid van God toe te pas, wanneer iemand nie kyk nie? Om die regte ding op die regte tyd, op die regte plek te doen, volgens die Here se wil. In ons beproewings, waar kry ons krag? Kry ons dit uit ons eie vermoë uit, of die een wat waardig is, wat dit reeds bewerk het? Die sterkte. Die lam is waardig omdat hy gesterf het en nou lewe. Hy is waardig nie op gebaseer op wat hy het, maar op wie hy is. En daarom is hy waardig om die boekrol oop te maak. Ek en jy is die takke, die lote. Laat ons dan hierdie eienskappe van ons koning ook uitleef in ons daaglikse lewe. En mag dit ook ons kompas wees vir dit wat kom. Natuurlik in die boek van Openbaring soos ons saam lees, maar ook dit wat kom. Die oordeel van die God van hemel en aarde. Amen.